Goeiedag geliefdes, goed om u weer te verwelkom by die woord van die Here. Ons is nog steeds besig met Psalm 119. Ons stel vandag stil daar by die 58ste vers, wat so klink. Ek het u van ganser harte om genade gesmeek. Wees my genadig volgens u belofte. Nou, ons het al 'n pragtige paar uitsprake van die psalmes gelees. Daar in vers 56 het hy gesê, dit het my deel geword. Dan praat hy van al die seëninge wat God oor hom uitgestort het, en dan gee die rede hoekom. Omdat ek u bevele bewaar het. Saam met elke seën van die Here is daar 'n voorwaarde. En jy sal telke maal dit oplet, die psalmes sê, die Here het sy seën oor my uitgestort, omdat ek na die stem van die Here geluister het. Dit het my deel geword. Dan sê dan in vers 57, die Here is my deel. En dit is 'n ongelooflike groot waarheid, dat God aan my kant kom staan het, en dat God my deel geword het, dat God my deel van hom gemaak het, en dat ek myself kind van God kan noem. As 'n mens luister na 1 Johannes 3 vers 1, dan is dit fenomenaal om daarna te luister. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. As ek en u net die geweldige impak daarvan besef, die genade van God wat hy oor ons uitgestort het, dat ons kinders van die Here kan wees. En ook hier sê hy sê, ek het gesê dat ek u woord sal bewaar. Maar nou begin die psalmes en hy sê, ek het u van ganser harte om genade gesmeek. Met my hele hart het ek u gesmeek en het ek voor u gestaan en vir u gevra om u genade oor my uit te stort. Wanneer ek hierdie woorde lees, dan sien ek die psalmes diep neergebuig, pleitend voor die Here, in diepe afhanklikheid dat God vir hom tog sal kom ontmoet. Want kom ons sê dit vir mekaar. Wat is ek sonder die genade van God? Miskien moet ek sommer sê, sonder die genade van God is ek 'n misgeboorte. Ek is niks. Ek het God letterlik vir alles in my lewe nodig, en sonder die Here kan ek nie, maar meer, sonder die Here wil ek ook nie. Want dit is net uit die genadehand van die Here wat ons elke dag lewe. Uit u, deur u en tot u is alle dinge. Dis God wat sy hand vir my oopmaak en vir my gee. Miskien moet ek dit vir u net lees hier by Psalm 104 en wel daar by die 28ste en 29ste hoofvers. U gee dit aan hulle tel dit op. U maak u hand oop. Hulle word versadig met die goeie. U verberg u aangesig en hulle word verskrik. U maak u hand oop en hulle word versadig. U maak u hand toe en u aangesig verberg ek, en die mens sterwe sonder hoop, sonder God. Daarom moet ek en u tog maar elke dag besef, alles wat ek het, is genade van God. En dis al wat die psalmes bid. Here, ek pleit u, dat u asseblief u genade oor my sal groot maak. Ek smeek u, dat u genade elke dag oor my sal stort. Geliefdes, dit is 'n geweldige gedagte. As 'n mens daaroor dink, watter geleenthede gee God vir jou? Watter genadegawes gee God vir jou? En wat het God vir jou wat hy elke dag vir jou ryklik toebedeel? Jou gedagte laat gaan net vir 'n oomblik om vir jouself in te dink en vir jouself te sê, wat gee God elke dag vir my? As 'n mens net dink aan een geleentheid,
waar ek glo hierdie woord 'n werklikheid geword het. Ek het U om genade gesmeek. Dan wil ek myself indink aan daardie oomblik wat ek al telke male vir U gesê het en wat ek hoeveel kere al as voorbeeld gebruik het. Dawid en sy manne trek in 'n spilonk in om bietjie te gaan rus. Hulle trek diep in die spilonke. Dan die volgende oomblik is die aandraande Saul, wat sy lewe soek, kom trek by die ingang van die grot in, en hulle kom ontspan daar. Hulle slaap daar en hulle rus daar. Wat moet agter in daardie grot aangaan? As daar 'n geluidjie agter in daardie grot is, sal iemand dalk gaan ondersoek instel om te sê, wat se geluid het ek daar agter gehoor? Daarom het Dawid en sy manne stil wees, en ek dink Dawid het daar tot God gebid en gesê, Here, ek smeek U, dat U net U genade aan my sal gee, dat ek uit hierdie benoude uitkoms sal kan ontsnap. Want Saul en sy leermag wat my lewe soek, het die ingang van die grot versper. Ek ken hierdie verhaal, hoe God die manne van Saul en sy totale leer aan die slaap gemaak het. Dawid by hulle kon verbysluip, Saul se spies en sy waterkan, en stel vir stuk van sy sluk van sy kleed vat, en ongedeerd kan uitstap. Genade van God, wat 'n totale leer aan die slaap maak, dat Dawid kan verbygaan. Maar dis nie al probleem nie. Dink net aan die welgevallige of die krisisse wat hy beleef het met Absalom. Absalom wat hom uit sy paleis uitdrywe en Absalom wat sy lewe soek. En self die volk opmaak teen Dawid, dat hulle Dawid agterna jaag en soek om te gaan uitdelg. Groot nood, diepe nood. My kind het my uit die paleis uitgedrywe en volgens my gevoel en volgens my emosie hang my lewe maar aan 'n draadjie. Ag, ek en U weet dit is nie so nie. Ons weet sy lewe is met 'n onbreekbare tou van genade aan God vasgemaak. Maar hy beleef daardie pyn, swakheid, wat hy voorroep, wees asseblief vir my genadig. Hy's in die hand van die almagtige God. En hy pleit hierdie God net om vir hom te help. Hoe weet ek nie, Here? Ek weet nie hoe gaan ek uitkom nie. Ek weet nie waar die uitkoms vandaan gaan kom nie. Maar al wat ek kan doen, ek kan net voor U buig en voor U vra, Here, sal U asseblief U genade waarmaak. En dan voeg hy 'n woordjie by, volgens U belofte. God het mos vir Dawid 'n belofte gegee. Dawid, jy sal koning wees na Saul. God het selfs vir Samuel gestuur om Dawid al te gaan salf as koning. So Dawid sê, Here, ek bid U wees my genadig volgens die belofte wat U aan my gegee het. Ek hang U beloftes aan. Ag geliefdes, hoeveel keer is dit nie ook vir U en my so nie? Hoeveel keer dra ons God nie deur in die diepste van ons nood nie? Lyk dit vir ons asof alles verkeerd gaan, asof alles teen my draai, om dan maar net in so 'n oomblik tot God te roep en te sê, Here, ek is U kind. Here, ek roep tot U, omdat U gesê het, ek kan tot U roep, en omdat U my beloftes gegee het, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uitred, en jy met my eer. Want as hulp in benoudheid is ek die Here jou God in 'n hoë mate beproef. Here, ek weet nie hoekom dit oor my pad kom nie. Ek weet nie hoekom hierdie krisis oor my pad kom nie, maar al wat ek weet is, ek is in die hand van God, ek is nie alleen nie, U staan vir my by. U is daar. En geliefde, dit moet ek en jy nooit vergeet nie. God is by jou elke oomblik. Hoor wat sê 2 Korintiërs 10 vers 13. God is getrou, wat nooit sal toelaat dat jy bokant jou kragte versoek word nie. Maar saam met elke versoeking gee hy jou die uitkoms, dat jy dit sal kan verdra. So as jy in benoudheid kom, moet nie dadelik na die probleem kyk nie,
kyk op na God, om te sê, Here, ek beleef krisisse, ek beleef ongelooflike benoudheid, maar Here, een ding weet ek is in die hand van die Allerhoogste God, en niks sal ooit oor my lewe kan kom, wat God nie toelaat, en waaruit God my nie gaan verlos nie. Psalm 32 vers 20 sê, menigvuldiglik is die teëspoede van 'n regverdige, maar uit die almal verlos die Here hom. God plaas ons in benoudheid, God plaas ons in krisisse, om ons goed te leer. Dink aan Petrus, wanneer Petrus sê, wanneer daar allerhande krisisse oor ons pad kom, allerhande dinge wat met ons gebeur, dan moet ons weet dat God is besig om ons geloof soos goud te suiwer. God is besig om ons te transformeer en God is besig om ons te verander deur omstandighede. Daarom moet ons op God hoop. Petrus sê ook, God laat hierdie dinge toe as dit nodig is. Met ander woorde, God ag dit nodig om my daar te plaas, om my iets te leer. Jakobus sê, wanneer ons deur allerlei krisisse gaan, is God besig om ons lankmoedigheid te leer. En die lankmoedigheid moet tot sy volheid kom, sodat ons uiteindelik voor God volmaak sal staan. U sien, geliefdes, geloof is nie 'n passiewe iets nie. Geloof is 'n aktiewe aksie. Geloof is om my geloof op God te plaas en vir God te sê, Here, ek glo U en ek plaas my totale wese in U hand. Geloof is so belangrik, dat ons in Efesiërs 6 daarvan die 10de vers aflees. Die skild van die geloof, waarmee ons al die vuurige pyle van die bose sal kan uitwis. U sien, dit is 'n aktiewe iets, dit is 'n skild wat ek gebruik, om die pyle van die duiwel wat nou op my afskuur, pyle van twyfel, van mismoedigheid, van depressie, wat oor my kom, weens probleme wat oor my pad kom, om dit in die naam van die Here te weerstaan en te sê, Here, ek weier om toe te gee aan hierdie gevoel en emosie wat ek beleef. Ek plaas my geloof op God, om die vuurige pyle van die duiwel uit te wis. Selfs Job, daar in Job 13 vers 15, het die volgende uitspraak gemaak, en ek wil dit vir u lees. Hy sê, kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal op my wandel voor sy aangesig let, ek sal my wandel voor sy aangesig bepleit. Al wil hy my doodmaak, nogtans sal ek op hom glo, en sal ek my wandel maar net voor sy aangesig bepleit. Psalm 86 gaan ek vir 'n hele paar verse lees. Let op vers 1 tot 4. Here, neig u oor, verhoor my, want ek is elendig en behoeftig. Bewaar my siel, want u gunsgenoot is ek. U, my God, verlos u knegt wat op u vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van u knegt, want tot u, o Here, hef ek my siel op. Vers 6 tot 7. Here, luister na my gebed en let op die stem van my smeekinge. Die dag van benoudheid roep ek u aan, want u verhoor my. Vers 16 van hierdie gedeelte. Wend u tot my en wees my genadig. Gee u sterkte aan u knegt en verlos die seun van u diensknegt. Maar u, o Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Hoor u die smeking van die psalmis? Here, ek is u knegt. Ek kom na u toe in die diepste van my benoudheid, en ek kom pleit by u dat u u hand van genade vir my sal oopmaak. En dan sê hy iets pragtigs. Ek smeek u om genade.
Ek pleit by U, gee aan my genade in die nood wat ek is, in die krisis wat ek is, en red my uit. Here, nie omdat ek dit verdien nie. Ek kan ook nie daarop aandring dat U dit sal doen nie. Ek kan net om genade kom smeek. Ek kom laag voor U buig. Ek het niks wat ek U kan aanbied nie. Ek verdien nie dat U na my moet omsien nie. Maar ek kom na U toe pleitend, afhanklik, en ek pleit net by U en ek smeek by U vir genade. Dit is die toestand wat 'n kindjie van die Here moet inneem. Wanneer hy in benoudheid is, om net smeekend voor God te staan en te sê, Here, gryp in. Here, verlos my. Here, maak my vry asseblief. Ek het U om genade gesmeek in my benoudheid. Die aanslag sal daar wees. Die aanslag sal na U en na my toe kom. God het ons nooit vryheid van probleme beloof nie. Maar God het ons beloof dat hy altyd saam met ons in die probleem is. Die woorde van Jesaja. As jy die water is en dit voel of die water jou gaan oorweldig en jou gaan oorspoel, wees nie bevrees nie. Ek is saam met jou in die water. As jy die vuur is, en dit voel of die vuur jou gaan verdelg, ek is saam met jou in die vuur, dit sal jou nie skroei nie, dit sal jou nie brand nie, want ek, die Here jou God, is saam met jou. Ek sê weer vir U, ons verstaan nie dinge nie. Dit klink baie keer vir ons na 'n verskriklike groot fout wat in my lewe omgaan, dat alles in my lewe verkeerd gaan. Kom ek gebruik 'n unieke voorbeeld. Hierdie kragtige prediker wat gemeente op gemeente gestig het en vir God seker die grootste prediker in die Nuwe Testament was Paulus, word in 'n tronk gegooi. Here, hoekom het U vir Paulus in 'n tronk gegooi? Hoekom het hierdie kragtige getuie van God tot stilstand gebring word? As God dit nie gedoen het nie, het ek en jy 90% van die Nuwe Testament nie gehad nie. Dis in die tronk wat Paulus briewe skryf vir die Efesiërs en die Filippense en Tessalonisense. Al die briewe van Paulus word uit die tronk uitgeskrywe en word uiteindelik in die Bybel saamgevat vir u en my as getuienis en lering wat Paulus aan die gemeentes gee. God het nie 'n fout gemaak nie. Vir die mens mag dit gelyk het na 'n fout. Die mens kon selfs gebid het, Here, verlos vir Paulus. Maar God het van beter geweet. God het geweet wat hy doen. En daarom kan ek en u God vertrou met ons lewe, om te sê, Here, ek kan net voor u kom smeek in my benoudheid. Ek kan net voor u kom staan in my krisisse, want Here, u weet van my, u ken my krisisse, my omwandelinge en my probleme is vir u nie verborgen. En dan sê hy ook weer hierdie woorde. Hoor wat sê hy. Hy sê, wees my genadig volgens u beloftes. Sekere verklaringe wat God gemaak het. En onthou, elke belofte van God is vir jou ja en amen. Ons kan God herinner aan sy beloftes. Hy nooi ons om te herinner aan sy beloftes. En vir hom te kom sê, Here, u het beloof. En die oomblik as ek vir God sê, Here, u het beloof, dan is God 'n waarmaker van sy woord. Maar geliefdes, daar gaan tye wees wat jy die Here gaan bid vir goed, wat hy nie vir jou gaan gee nie. Want hy weet van beter. Onthou jy vrou Paulus, wat tot die Here bid en sê, Here, ek het u 3 maal ernstig gebid, dat u hierdie doring uit my vlees sal wegvat. En u het vir my gesê, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Daar is sekere dinge wat God in ons lewens baie keer toelaat. Liggaamlik, krisisse wat ons beleef. En die Here maak nie vir ons gesond noodwendig nie. Want hy weet wat hy doen, en hy weet hoekom hy hierdie ding in my lewe toelaat, om my moontlik nederig voor hom te hou, om my afhanklik voor hom te hou. God weet wat hy doen, jy kan God vertrou met die werk van sy hande.
Al wat ek en jy vir die Here kan sê is, Here, ek pleit asseblief dat U aan my genade sal gee. En hy is 'n God van barmhartigheid, van genade, goedertierenheid en trou. Hy sal nooit iets van jou onthou wat jy nodig het nie. En onthou, elke krisis wat jy beleef is tydelik. Alle krisisse gaan verby. Daarom moenie as daar 'n krisis oor jou pad kom in mekaar sink en depressie toelaat in jou lewe en neerslagtigheid nie. Kyk na die uitkoms. Hy wat jou in die benoudheid geplaas het, gaan jou weer uit die benoudheid uit verlos. En ek sê weer vir u, ons as kindertjies van die Here is in hierdie wêreld gehaat. Jesus het gesê, die wêreld sal julle haat, julle sal in die tronk gegooi word, julle sal beledig word ter wille van my naam, julle sal gehaat word ter wille van my naam. Ag, sê Paulus dit nie. Ons moet deur baie beproewinge die koninkryk van God ingaan. En menigvuldiglik is die teëspoede van 'n regverdige. Dis wat die Bybel sê. Geen een van die kindertjies van die Here, nie een van die profete, nie een van die apostels, het 'n gemaklike lewe gehad nie. Hulle is gedood. Behalwe vir Johannes is al die ander apostels wreed vermoor. Die profete van die Here is doodgemaak. Dink aan wat Jeremia beleef het. Net omdat hy God se woord verkondig is hy in 'n put gegooi met modder. Dink aan wat Jesaja beleef het. As die volk vir hom sê, hou op om vir ons te preek. Ons wil nie meer die woord van God hoor nie. Laat die heilige van Israel voor ons oë verdwyn. Praat met ons mooi stories. Belieg ons. Bedrieg ons. Vertel vir ons verhale. Maar moenie vir ons die woord van God verkondig nie. Anders gaan ons jou vervolg. Anders gaan jy dalk die dood in die oë staar. Geliefdes, ons het probleme. Maar hou jou oë op dit wat kom. Die verlossing van God kom en moontlik nie meer baie lank nie. Dan gaan God vir ons kom haal of vir altyd saam met hom te wees. Verbly jou in die wete, God is met my. En as God met my is, wie kan teen my wees? Ag, Psalm 27 het my so 'n mooi woord, ek wil daarmee afsluit. Ek dink net nou in die Psalm terwyl ek met u praat. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard staan? As kwaadoeners nader kom my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle selfs en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. U sien, geliefde, God is vir jou. En daarom kom die psalmis om te sê, Here, ek smeek u net om genade. Ek smeek net dat u die beloftes wat u vir my gemaak het in vervulling sal bring. Bly bid, moenie ophou nie. Bid sonder ophou. Herinner God aan sy beloftes en jy sal die heil en die seën van die Here belewe. Wanneer dit swaar gaan staan maar voor God, hy weet van jou. Jy's nie alleen nie, God weet van jou. Hy ken jou probleme, hy saam met jou in jou probleme en hy gaan jou deurdra. Hou net moed my ou broeder, hou moed my suster, dis nie maklik nie, maar God is getrou. Hy laat nooit vaar die werk van sy hande nie. Mag die Here vir u ryklik seën en mag u werklik die genadehand van God in u lewe ervaar. Wonderwerke wat die Allerhoogste God vir jou doen. Totdat ons weer met mekaar praat, bid ek vir jou die seën van die Here toe en bid asseblief ook vir my, dat God die woord vir my hart lewend sal maak, sodat ek met u kan praat van dit wat ek in my eie hart en in my eie lewe beleef, as ek hierdie psalmes lees. Die Here seën vir u. Baie goed gaan, my broer en suster. Totsiens.